Die opskrif sê die gelykenis van die onregverdige bestuurder. Almal van ons het seker altyd vir so ou gewerk. Is dit nie? Onregverdige persoon vir wie jy werk, wat jy net wil te nakom. En jy sien, baie keer dink ons, as ons probleme by die werk het, ons kan nie met dit na die Here toe kom nie, want dit staan nie in die woord van die Here nie. En die woord van die Here het alles in. Alles wat jou hart begeer, alles wat jou probleme is, alles wat jou omstandighede is, het God 'n antwoord voor. En alles is in sy woord. Ons het nie nodig om na die huisgenoot toe te gaan en te gaan hoor wat het hulle daar te sê nie. En kan ons onthou, jare terug het die susters ons die tydskrifte gekoop wat die horoscopes in gehad het. Kan julle dit onthou? Elke maand. En dan het hulle sommer die man se ook gelees, net om te kyk wat daarmee hy besig is. Is dit nie so nie? Ja. Jy sien, God leer ons dat ons moet nie kyk na die sterre of wat die wêreld voorspel nie, ons moet kyk na die een wat dit gemaak het. Daar is een groter as dit waarmee die mense hulle self besig hou, en dit is Jesus Christus. Want die woord van die Here sê dat niks het ontstaan op hierdie aarde sonder hom nie. Alles het ontstaan deur hom, en alles is tot stand gehou deur hom. Hy het hierdie aarde gehang en niks. Daardie son wat elke môre bo ons koppe opkom, het hy laat opkom en hang en niks. Vir bykans 6000 jaar brand daardie planeet en hy het nog nie uitgebrand nie. En jy sien, ons moet kyk na die een wat alles in sy hand hou. En ons kan baie keer te doen het met mense wat regverdig is en onregverdig is, maar wanneer ons volgens God se weë wandel, sal die Here jou leer hoe om regverdig te wandel, en God sal jou ook leer hoe om mense te hanteer wat onregverdig teenoor jou handel. Ons wil baie keer ons eie manier van dinge doen, om daardie mense te wys oor hoe ek voel, oor hoe jy my behandel, hoe jy my hanteer, in plaas daarvan dat ons dit vir die Here gee, dat die Here hulle uitsorteer. Los dit by die voete van die Here. Jy sien, daar is baie mense, koning Dawid is 'n groot voorbeeld. Toe hy vlug vir sy lewe, toe Saul hom wou doodmaak, toe loop hy in die kloof, en bo op hierdie kraans is daar 'n man wat loop, wat hom vloek, en op hom skree en te kere gaan. En sy manskappe vra hom, hy sê, koning, moet ons daardie man om die lewe bring? En koning Dawid sê, los hom. As God hom gestuur het om my te vloek, laat hy my vloek. Kan jy jouself indink? Wat 'n verhouding moet jy met God hê? Dat wanneer iemand kom en hulle vloek jou konstant terwyl jy wandel op die pad. En onthou, dit is soos van vandag se dag wat ons 5 ure dan ry ons in Durban nie. Dit was nie so gewees nie. Hulle het gereis met voet of met perd en hulle het geloop waar hulle wil wees. So hulle 5 ure roete het hulle gevat, miskien daar op 100 km. Kan jy jouself indink, vir 100 km loop jy en iemand vloek jou konstant? Iemand wil jou waag jou vloek voor jy by die werk uitkom. Kan jy jouself indink, iemand vloek jou heeltyd soos jy loop. Jy moet waaragtige ontmoeting met die Here gehad het. 'n Waaragtige verhouding met God hê, om te kan sê, as die Here hom gestuur het, laat dit so wees. Maar baie keer van ons, wil ons altyd die laaste hou inkry. Ons wil die laaste sê, en God sê soms vir ons, weet jy wat, staan net 'n bietjie terug, en los my, laat ek dit doen. Baie keer, as jy in die woord van die Here gaan lees, het God toegelaat dat die volk oorlog voer. Maar baie keer het die Here ook gesê, nou staan julle terug, ek sal die oorlog vir julle verder. Jy sien, God laat jou toe soms om jou eie battles bietjie te fight, en jou eie probleme aan te durf, en dan God laat toe in jou lewe om te sê, weet jy wat, staan jy bietjie terug, laat ek my groot hand in jou lewe kan wys. Maar ons wil baie keer, as ons sien, ons het die eerste oorwinning behaal, dan wil ons nie die tweede oorwinning in God se hand gee nie, want ek wil die roem kry vir dit wat ek vermag het, en nie dit wat God in my lewe vermag het. En God sê, weet jy wat, ek gee jou 'n kans. Los vir my die res, laat ek dit vir jou doen. En die woord van die Here sê, en hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man, wat 'n bestuurder gehad het, en hy is by hom aangeklaag, as een wat sy besittings verkoos. Net soos die verlore seun. Hy vra, pa, ek soek my erfporsie. En hy kry alles wat hy het, en hy gaan verkwansel alles. En hy beland in die varkhok. En hy sê, die woord van die Here sê, hy begeer om sy honger te les met die pele wat die vark eet. En net soos hierdie bestuurder, en hy word aangekla, dat hy hierdie man se besittings verkoos. Hoeveel keer het ons baie keer, wanneer iemand vir jou iets gee uit 'n geskenk uit, dit net laat verdwyn, of net verloor,
of verkoos het. Jy kry 'n lomp, daar's 'n spreekwoord wat sê erfgeld is swerfgeld. Jy kry 'n groot som geld wat jy erf, en voor jy ooit kry is hy geld weg. Want dis wat die woord van die Here ons sê. Baie keer kry ons iets en ons verkoos dit. Hy sê, hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Dis lekker as iemand jou op so 'n bestuursposisie inplaas, is dit nie so nie? As jy daai verhoging kry om te bestuur, maar is nie altyd so lekker om daardie verantwoordelikhede saam met dit te vat. Baie mense soek die titel, maar hulle wil die werk aan die dag sit om uit te voer wat daar van jou verwag word. En dan baie keer plaas daar mense wat jy dink het potensiaal in 'n sekere posisie en dink hulle kan dit gebruik tot opbou en uitbreiding van die kerk of die besigheid of wat ook al die situasie is, en dan maak hulle groter gemors daarvan. Daar's mos altyd iemand wat buite kan staan wat sê ek kan dit beter doen. Is dit nie so nie? Daar's mos altyd iemand wat na 'n situasie kyk en sê, weet jy wat, ek sou dit anders te gedoen het en ek sou dit beter gedoen het. Ons almal het 'n opinie oor hoe ons sal bestuur neem van sake. En hier kom die man en daar word van hom beskuldig dat hy oortree. Hy sê, toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen? Want my Heer neem my bestuurderskap van my al weg. Spit kan ek nie, om te bedel skaam ek my. Jy sien, jy kry soms 'n kans wat God vir jou gee om aan bestuur van sake te wees, en as jy gemors daarvan maak, dan vat God dit van jou weg. Daar is baie mense wat die grootste potensiaal gehad het om die magtigste denominasie kerke op hierdie wêreld te kom begin, maar as gevolg van trotsheid, omdat hulle dit wat God vir hulle gegee het, verkwansel het die Here het van hulle weggevat. Jy sien, ons moet nooit roem in ons eie self nie. Al is jy die bestuurder, al is jy die baas, nogtans moet jy altyd die een wat hoër as jy is, meer ag om jou leiding te gee. En hier kom hierdie man, en hy word van sy werk ontneem. En hy sê, wat gaan ek doen? Want spit kan ek nie doen nie, en bedel skaam ek my. Kan jy jouself indink as jy jou werk moet verloor, en jy moet op die straat, baie keer oordeel ons die mense, wat op die straat staan en bedel. Maar weet jy hoeveel trots moet jy in jou sak indruk, om daar te gaan staan, om mense in die oë te kyk, wat by jou stop, en jou ignoreer, om te vra vir geld. Want almal van ons wat hier is trots, is dit nie so nie? Ons trots op onsself, jy moet wees, want jy is 'n koningskind. Jy is trots op jou klere wat jy het, jy is trots op jou huisie wat jy het, jy is trots op jou voertuig wat jy ry, dis wat God vir ons gegee het. Maar kan jouself indink, jy verloor dit alles, en jy moet gaan bedel. Dan kan ons baie keer ons die uitlating maak, en sê, weet jy wat, kan ek nie gaan werk soek nie? Gaan probeer werk soek. Dis nie so maklik meer nie. Miskien 40 jaar terug kon jy werk gekry het, nou kan jy nie meer werk kry. Dis nie meer so maklik. En nou sê die woord van die Here, en hierdie man kry 'n kans om dit wat sy meester vir hom toegelê, wat sy meester aan hom toevertrou het, verkwansel hy. En hy sê, ek weet wat sal ek doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit word, hulle my in hulle huise kan ontvang. Toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, een vir een, en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? En hy antwoord, 100 vat olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit dit en skryf gou 50. Hier kom hier die bestuurder en hy raak al hoe slinkser, want hy wil sy werk bou. En hy het geleen by die Heer, en die bestuurder vra, gaan skryf net minder. Gaan skryf 50%, want hy wil in die goeie boekies bly van die iemand wat hy gehelp het. In plaas daarvan om in die goeie boekies te bly van die een wat hom die werk gegee het. Is dit nie ons baie keer is nie? Ons wil baie keer in die goeie boekie van mense bly, in plaas daarvan om in die goeie boekies van God te wees. Ons wil baie keer, wil ons met agteraf planne, wil ons 'n mens 'n rad voor die oë draai, maar jy sal God nooit 'n rad voor die oë kan draai. Jy sal vir die Here niks kan wegsteek nie. Jy kan dit in die diepste donker kamer by jou huis doen, God sien dit daar. En weet jy wat? God waarsku jou soms as jy 'n kind van die Here is, wanneer jy besig is met verkeerde dinge. Het jy al agtergekom? As jy met iets verkeerd besig is, dan kry jy dalk 'n boodskap van 'n gelowige in die kerk. Jy het al agtergekom. Of as jy met iets verkeerd besig is, dan lei jy hierdie foon, dan is dit die pastoor wat jou bel. Ja, dis omdat God jou oë wil oopmaak, om te sê, weet jy wat, jy's besig met iets verkeerd, maar ek gee jou 'n kans om reg te maak. En hy antwoord verder, as hy daarna sê vir die ander een,
En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 mit koring. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. En die Heer het onregverdig bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. Die woord van die Here sê, hierdie bestuurder kom agter, dat hierdie man is nie reg nie. En hierdie Heer toets hom, en hy sê, hulle is agteraf. En sy skryf bietjie weg. En hy prys hom. En die woord van die Here sê, dat die wêreldslinge is slinks in al hulle weë. Jy kan gaan kyk, die mense wat slinks is, het altyd chommies wat slinks is. Dit is nie so nie. Die mense wat jou 'n rad voor die oor draai, is altyd vriende met mense wat jou 'n rad voor die oor draai. En daar gaan hierdie Here en hy prys hierdie bestuurder oor dit wat hy gedoen het. Die woord van die Here sê, en hulle is verstandiger teenoor hulle geslag as teenoor die kinders van die lig. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Weet jy wat is dit? Geld. Woord van die Here sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Baie mense sê, die wortel van alle ewel is die geld. Die woord van die Here sê, die liefde vir geld is die wortel van alle ewel. Daar's 'n verskil. Jy sien, alles funksioneer met finansies. Jy kan nie kos op jou tafel sit sonder finansies nie. Jy kan nie water en ligte aanhou sonder finansies nie. En God sê, maak vriende met hierdie onregverdige mammon. Wat beteken dit? Dit maak seker dat jy kan handel dryf met mense, sodat jy kan eet, sodat jy nie 'n las vir ander mense hoef te wees nie. Maar jy sien, daar's baie mense wat wanneer hulle in die huis van die Here kom, of met kinders van die Here te doen het, dan speel hulle hierdie gedaante van armlastigheid, en beroof die mense wat dit werklik nodig het, om die kerk en die goedheid van die kinders van die Here uit te byt. Ons praat voor die diens van die mense, hoeveel mense wat se pensioene gevat het, makelaars wat hulle beroof het, beleggings wat skeef geloop het, en dan hulle al daardie mense uit al hulle pensioengeld uit. Die woord van die Here sê, jy mag nie 'n las op die weduwees wees nie. Die woord van die Here sê, jy mag nie by hulle leen nie. Jy mag nie by hulle iets vra nie. Want aan hulle is gegee dat die gemeente hulle moet ontferm oor hulle. Maar wat doen die kerke in vandag se dag? As hulle hoor daar's 'n ryk tannie wat 'n weduwee in die gemeente is, dan word hulle bevriend met hierdie tannie, want hulle wil hulle kerk se koffers vol kry. God soek nie dit nie. God sê, as jy wil vriende maak, maak vriende met die onregverdige mammon. Wat beteken dit? Doen daar buitekant jou handel, soos wat God van jou verwag dat jy moet werk. Maar moenie lief word vir dit nie. Moenie God en mammon dien. Want as jy God en mammon gaan dien, want die woord van die Here sê, jy kan nie twee gode dien nie, want jy gaan die een lief hê en jy gaan die ander een haat. Daar is baie mense wat geld hulle God maak, en dink God moet net voorsien. Weet jy wat die woord van die Here leer ons? Hy sê, die arbeider is sy loon werd. Daar's baie mense wat bid die Here en sê, Here, asseblief, voorsien vir my werk, en vanaand as ek nie die werk gekry het nie, dan sê vir die Here, dankie dat ek nie die werk gekry het nie. Is dit nie so nie? In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Praat nie van as jy afgetree is nie, dan het jy gewerk. Dan is jou tyd verby. Maar wanneer jy nog kan werk, sê die woord van die Here, moet ons werk. Hy sê, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. Daar's baie mense wat wil hê jy moet hulle toevertrou met R1 miljoen in hulle bankrekening, maar hy kan nie eens R100 in sy bankrekening veilig hou wat jy hom voorgevra het. Daar's baie mense wat 'n kerk vol siele wil hê met 1000 mense wat voor hulle sit, maar die Here weet, die 10 siele wat voor jou sit, kan jy nie eers na kyk nie. Die Here sê, oor min is jy getrou, en oor die vele sal jy dan ook getrou wees. Hy sê, oor weinig is jy getrou, en oor vele sal ek jou aanstel. God wil hê ons moet getrou wees in die kleinste nitty-gritty goedjies, wat ons minag, wil God hê ons moet getrou in wees. Die kleinste ding in jou huis, is om vir jou honde kos en water te gee. As jy 'n voeltjie in die huis het, om vir daai voeltjie kos en water te gee. Wanneer jy plante het wat jy in 'n pot geplant het, om vir hulle
water te gee. As hulle siek is, hulle medikasie te gee. Dit is die kleinste wat God ons mee toevertrou het. God verwag van jou as jy selfs dit doen. Baie keer is die kinders mos al starrig as hulle weet hulle moet vir die honde kos en water gee. Maar dit leer hulle pligsgetrouheid. Dit leer hulle om na hulle diere om te sien. Dit leer hulle om verantwoordelikheid te neem, dat wanneer daar iets is wat nie vir homself kan sorg nie, dat God het my aangestel om oor hulle te kan wag. Want wanneer jy dit doen, sal God jou gebruik om oor die vele aan te gaan. Daar's baie mense, predikante wat uit die teologiese skool uitkom, dan wil hulle by 'n kerk instap, dan moet reeds 80 mense sit, of tot 200 mense sit. Die pastoor verwag, daar moet 'n salaris van R20.000 in sy rekening geplaas word. Die kerk moet vir hom 'n huis gee, die kerk moet vir hom 'n voertuig gee om te kan ry om die mense te besoek. Die woord van die Here sê, verniet het ons dit gekry, en verniet moet ons dit uitgee. Jy kom nie in by hierdie gemeente en teken 'n debietorder op jou tiendes nie, want God soek nie dit nie. Jy kom nie in by hierdie gemeente en stuur 'n sakkie om en sê asseblief gee geld vir die kerk nie. Ek noem dit die bedelsakkie. Gee asseblief geld vir die kerk nie. Weet jy wat? God soek nie jou geld nie, God soek jou hart. Hy soek jou menswees, hy soek jou verstand, hy soek alles van jou wat jy is, sodat hy jou kan gebruik vir hierdie evangelie. Want weet jy wat? Jy hoef nie 'n sent in die bank te hê nie. Maar dit beteken vir God meer in sy koninkryk as 'n man wat 1 miljoen rand in die bankrekening het, wil niks met God te doen hê. Die woord van die Here sê oor min moet ons getrou wees. Wanneer die Here dinge oor ons toevertrou en dinge aan ons leen, moet ons daarna kyk sodat God ons kan seën, sodat ons die werk wat God op jou lewe geplaas het kan vervul. So maak seker voor jy die Here vra en sê Here asseblief, ek soek meer. Maak seker jy is getrou in die baie. Want gaan jy die meer kan hanteer? Is jy wys genoeg om die meer te kan hanteer? Is jy op die plek waar God jou wil hê om die meer te kan hanteer? Hy sê, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Jy gaan kyk na daai mense wat nie eens na hulle diere kyk nie, gaan kyk hoe behandel hulle al die ander mense in die samelewing. Kyk maar net. Die mense wat die plante en die bome vandaliseer, gaan kyk maar hoe behandel hulle ander mense. Die woord van die Here sê dat hulle wat onregverdig is in die kleinste, sal ook onregverdig wees in die groote. Hy sê, as julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Hier sê die woord van die Here ons en hy leer ons, hoe kan jy verwag dat jou baas jou 'n salaris betaal elke maand en jy sit in jou kar en jy doen niks nie? Hy sê, hoe kan jy regverdig wees in die mammon? Hoe kan jy regverdig wees in jou elke dag se werk wat jy doen? En dink, as jy onregverdig handel, jy gaan 'n promosie kry. As jy nie jou kant bring nie, verdien jy nie 'n salaris nie. Die woord van die Here sê, leier, gaan kyk na die muur, dan kyk jy of jy wys kan word. 'n Muur het 'n stelsel. Die kolonie het iets waarvolgens hulle werk. Daar is te veel mense wat in vandag se dae meer die baas wil wees in plaas van die werker wil wees. Maar met te veel baase kan 'n besigheid nie aangaan nie. Jy sien, elkeen van ons moet weet, ons het 'n plek waarin ons moet val, en ons moet daardie stap voldoen doen. Ons moet daardie roeping, wanneer God jou in 'n werk geplaas het, moet jy doen tot die beste van jou vermoë. Al is jou baas 'n ongelowige, doen jy jou beste. Al is jou baas niks met God te doen nie, en hy selfs nie eers van jou kultuur of jou taal of jou geloof of enigiets nie, en jy werk vir hom, sê die woord van die Here, moet jou owerhede gehoorsaam wees en gee jy jou beste. En baie mense sal sê, weet jy wat, ek wil nie vir daai werk nie, hy's 'n goddelose. Miskien het die Here jou daar geplaas om die maatskappy te verander, sodat daai maatskappy weer nader aan die Here kan kom. God plaas jou, hy sê, ek sal julle so skape uitstuur onder die wolwe. Dis wat die Here sê. So ons word uitgestuur daar buitekant, sodat ons, soos die woord van die Here sê, soos 'n lig kan brand, 'n stad wat op 'n berg geplaas is, wat jy nie kan wegsteek nie. En die kinders van die Here se liggie moet so brand, dat niks of niemand dit kan doodmaak nie. By die werk, by die huis, by die families, waar ook al jy is, moet jou liggie skitter vir Jesus. Want as jou lig brand, sê die woord van die Here, as jy getrou is in die minste, sal ek oor die vele aanstel. Hy sê, en as julle nie getrou was in die ander se goed nie,
Wie sal aan julle eie gee? Ek het 'n lewensfilosofie wat ek aanneem vir myself. Wanneer ek vir 'n maatskappy werk, hanteer ek daai maatskappy asof dit my eie is. Jy werk asof dit jou maatskappy is wat jy op die been gebring het. Jy bring jou kant asof dit jy is wat daardie maatskappy op die been gebring het en al die mense om jou saam met jou werk. 'n Goeie besigheidsman lead by example. As die ander mense drons by die werk, dan maak jy seker jy's getrou. As die ander mense agteraf besigheid doen en onder die tafel besigheid doen, dan maak jy seker jy doen dinge volgens die boek. Sien, dit is moeilik om vandag se dae om besigheid te doen op 'n eerlike manier. Maak nie saak om wat se wêreld jy is nie. Maar dit vat 'n man en 'n vrou met ruggraat om te sê, weet jy wat, my besigheid sal nie vuil geld inbring nie. Weet jy wat, hierdie hande moet werk, sê die woord van die Here. Ek kan nie verwag met my vrou en my kind dat ek net by die huis moet sit en die geld moet in my skoot net val en ons moet geseënd wees nie. God het van my verwag om te werk, want daar's 'n vrou en 'n kind om voor te sorg. So ons moet getrou wees in dit wat God jou toevertrou. Ja, jy verdien dalk nie millions nie, maar dit wat God jou mee seën, as jy getrou is daarin, sal God jou vat van krag tot krag en in jou huis sal daar nooit voedsel ontbreek nie. En in jou huis sal daar nooit elektrisiteit ontbreek nie. In jou huis sal daar niks ontbreek en 'n tekort kom wees aan dit wat jy nodig het nie. Hy sê geen huiskneg kan twee here dien nie, want hy sal die een haat en die ander een lief hê. En die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die woord van die Here sê ons almal het keuses in die lewe. Jy moet kies of God of dit wat jou goed laat voel. Of God of geld. Of God of my familie. Of God of my kinders. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Ja, geld laat alles funksioneer, maar die woord van die Here sê dis die seën van die Here wat ryk maak. Hy sê en hulle wat ryk wil word, val in allerlei versoekinge. Toets jouself. Kyk, begin 'n plan beraam om miljoene te maak. Voor daai week verby is 3 mense jou gebel om miljoene te maak. Ja. God werk nie so nie. God seën jou op dit waar jy getrou is. En ons fokuspunt moenie geld wees nie. Die liedjie van vanmôre sê, I'd rather have Jesus than houses or land. Ek het eerder die Here voordat ek geld en silwer en goud het. Ek het eerder Jesus voordat ek 'n mansion op bo in die berg het en ek kyk neer op die mense wat onder my is en ek loop neus in die lug in die samelewing rond en die mense en ek dink ek is toe high to come by en ek kyk die mense uit die hoogte uit en ek verloor die hemel. Dan bly ek my eerder in ons ou 2 slaapkamer huisie en ek het Jesus. Weet jy wat, ons almal as ons daar by die karskoue kom, ons daai mooi Ferraris en Porsches. Almal van ons, die wat maak nie saak hoe oud jy is nie man. As daar 'n rooi Ferrari voor jou ry, dan begin daai man se hart klop. Ja, is mooi. Of as daai Porsche by jou gaan, dan begin daai man. Die mense kan onthou daai ou 911s, kan julle onthou? Ja, was mooi. Dat jy Porsche gekry met die pop-up liggies. Dit was 'n 928 gewees. Ja. 4.8, as hy engine so brul en hy man ry vir hom, maak hy kar so. Ja, is lekker. Kry so hoendervleis. Maar wat baat dit jou? Jy het 'n bloedrooi Ferrari, maar die bloed van Jesus is nie in jou lewe nie. Wat baat dit jou? Jy het die mooiste klere wat jy bestel van hierdie modeontwerpers en jy het die beste beddegoed. Ek kan onthou, daai Egyptian cotton sheets, kan julle dit onthou? Verskriklik duur, né? Is mooi, weet jy wat, jy kan op 'n peplaken slaap as jy Jesus het, as jy ryker as die een wat op sy cotton sheet slaap. Weet jy wat, jy kan onder 'n boom slaap vanaand. As jy Jesus het, is jy ryker as die een wat bo in die berg bly, wat niks met Jesus te doen wil hê nie. Ons moet 'n keuse maak. Wie kies ons, Jesus of hierdie wêreld? En hierdie hele week praat ek met die Here en die Here is besig met my en weet jy wat, dit is nie lekker as God jou oor die vingers stik nie. En die hele week tik die Here my oor die vingers en sê, Marlou, jy kan nie op 2 wees staan. Weet jy wel, elkeen van ons het iets in ons lewe wat ons van die Here al wegvat.
Elkeen van ons het iets wat ons soms bietjie van koers afvat. En ons het 'n keuse om te maak. Kies ek Jesus of kies ek die wêreld? Kies ek Jesus of wil ek my familie tevrede stel? Kies ek die Here of wil ek ander mense se goeie boekies kom? Jy sien, die Here werk met ons en sê, weet jy wat, as jy ander mense tevrede stel, beteken dit vir jou niks. Want jy gaan so stoksiel alleen voor die troon van God staan. As jou asem hier uitblaas, is dit verby. Daar's nie 'n omdraai kans nie. Daar is nie 'n tweede kans vir jou nie. Daar is nie nog 'n geleentheid om jou hart vir die Here te gee nie. Daar's nie nog 'n kans om reg te maak of 'n sonde af te sterf wat verkeerd is, wat jou van die Here al wegvat nie. Jy sien, ons kom op 'n punt wat ons baie keer sê, maar ons is maar net mens. Maar weet jy wat, ons het op 'n punt gekom wat ons het as 'n verskoning gebruik om ons sonde te regverdig voor God. Hy sê, want daaraan ontbreek julle aan die heerlikheid van die Here. Ons sonde wat ons doen. Wie wil nader aan die Here kom? Steek op jou hand. Wie van u is perfek? Steek op jou hand. Wie van u het bietjie werk om te doen in hierdie week? Almal van ons. Hier's nie een wat nie 'n hand kan opsteek nie. So gaan bietjie in hierdie week. Jy weet, die woord van die Here sê die klein vossies wat die wingerde verwoes. Dis daai klein sondetjies wat ons net oorkyk, wat ons van die Here af wegvat. Gaan kyk in hierdie week, as jy struikel met woorde, sê Here help my. In jou eie krag gaan jy dit nie reg kry nie, hoor. Glo vir my. Jy kan hoeveel maal vir u mense sê, hierdie week gaan ek van niemand sleg praat nie, voor jy self kom kry en praat jy weer sleg. Hoeveel keer het ons al gesê, ek gaan nie weer daai borrel vat nie. Volgende dag ek trek ons hom maar nader en sommer 'n tweede een ook. Ja. Elkeen van ons weet wat is dit in ons lewe wat ons van die Here af wegvat. En kom aan, ons vat daardie keuse. En die woord van die Here sê in die laaste dag sal die wat vuil is nog vuiler word en die wat skoon is nog skoner word. Aan watter kant wil jy val? Wil ons aan die vuil kant val of wil ons aan die skoon kant val? Van my af, van die pastoor. Geloof my, die pastoor doen ook dinge verkeerd. Ek het ook sonde in my lewe. I'm not holier than thou. Ek is nie. Ek het baie dinge wat in my lewe verkeerd is, wat ek voor die voete van die Here lê en sê, Here help my. Want in my eie krag kan ek dit nie doen nie. In jou eie vermoë kan jy dit nie doen nie. Maar wanneer jy dit vir Jesus gee, dan vat hy dit weg. Hy sê, ek vat jou sondes, ek werp dit in die diepste van die see en ek dink nooit weer daaraan nie. Ons dink weer daaraan, maar Jesus dink nooit weer daaraan nie. Maar jy moet 'n keuse maak. Gaan ek hier die wêreld aanbid of gaan ek Jesus aanbid? Dit gaan soms 'n harde keuse wees. Jy gaan baie verloor, jy gaan baie mense verloor. Maar wat is vir jou meer werd? Jou ewigheid of die mense wat saam met jou kom? Jy weet nie wat, die mense wat ons saam met ons trek, wat ons aftrek, is net 'n las. Skud hulle bietjie van julle voete af. Los bietjie julle hande en jy sal sien hoe die Here jou lewe verander. Los hulle agter en jy sal sien hoe God jou vat. Die woord van die Here sê, ek het mense gemaak vir die ewige lewe en ek het mense gemaak vir die verderf. Weet jy wat se harde woorde is dit? Om te weet, God het mense gemaak wat nie hemel toe gaan nie. Dan gaan mense in jou familie wees wat dit nie maak nie. Ja, van jou kinders gaan dit dalk nie maak nie. Jou ouers gaan dit dalk nie maak nie. Jou eie boeties of sissies gaan dit dalk nie maak nie. Wie weet, dalk maak ek dit nie. As ons in ons lewe kyk werklik, tussen die lewe en die dood is daar maar net een tree. Is jy reg om jou Skepper te ontmoet? As die Here nou kom, as daai bassein blaas vanaand, is jy bereid om hierdie deur oop te maak en die Here tegemoet in die lig, of gaan ons wees van die wat in die spilonke gaan wegkruip? Of gaan ons van die wees wat hier agter die verhoog plek soek, asseblief Here nie nou nie, want ek het soveel dinge wat ek nog moes regmaak. Here, ek het nog soveel sondes wat verkeerd is. Here, ek het nog soveel dinge wat vir my al weg is en ek het gesê, Here, ek gaan dit nog regmaak. Wat gaan ons doen as die Here vanaand kom? Wat gaan ons doen as die Here jou vanaand kom haal? Dan is dit te laat. Hy sê, as jy my stem hoor, vaar in jou hart nie. As jy iets het om reg te maak, maak reg. As jy iets het om te bely, bely dit. Jy het nie nodig om vir my te kom vertel wat is jou sonde nie. Niks. Jou sondebelydenis is tussen jou en God. Jy gee dit vir die Here. Want weet jy wat? Die kinders van die Here van vandag is nie opreg nie, want as ek my sonde kom bely vir my suster Jolene, gebruik dan as 'n voorbeeld. Dan môre weer die hele kerk van my sondes. Ek sê nie tannie se kinder nie, julle kan nou enigiets vertel, sy se kinder nie. Ek gebruik haar as 'n voorbeeld.
Dan weer die hele kerk, wow, die pastoor het nou weer aangejaag. Ja, dis hoe die kinders van die Here optree vandag. Jy sien, gaan lê jou sondes voor die Here. Daar sal niemand jou oordeel nie, maar die Heilige Gees gaan jou oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Daar gaan niemand van jou skinder nie. Daar gaan niemand van jou sleg praat nie. Daar sal niemand jou soos 'n niks werd laat voel. Gee dit vir die Here en hy sal dit vir jou regmaak. Hy sal dit vir jou wegvat. Hoor vir my vanaand vir mooi. Die koms van die Here is bitter naby. Ek gaan nie soos die valse profeet daar in die Botha sê, hy kom die 24 September nie, want hy kom nie. Maar die koms van die Here is baie naby. Dis nader as wat hy 100 jaar terug was. Mense sal sê, weet jy wat? Hierdie pastoor het nou daai man uitgeroep op die naam, die valse profeet. Wat het Elia gedoen met die valse profete? Hy het by die rivier gegaan en hulle koppe gaan afkap. Hy het hulle nie gespaar nie. Jy sien, die kinders van die Here moet ophou. Die liefde, het julle gehoor vanmôre, doen teregwysing. Die liefde spreek aan. Die liefde wys vir jou wanneer jy verkeerd is. En mag die Here help, dat ons altyd spreek in die wil van die Here. Maar hoor, die koms van die Here is baie naby. As ons gaan kyk na wat die wêreld aan die gang is die koms van die Here baie naby. Hy sê in die laaste dae, sal hy daar verkort, want as hy dit nie doen nie, sal selfs die uitverkorenes dit nie mag nie. Weet julle wat, ons sal in die helfte van 2026. Net so, dan is ons weer by Kersfees. Net so. Is dit nie wat die woord sê nie, in die laaste dag? In die laaste dag sê die woord van die Here, sal die mense se kennis geweldig vermeerder. 100 jaar terug, hoe die mense gery? So met hulle voete. Hoe ry hulle nou? Almal het 'n lekker kar waarmee hulle kerk ry. Hoe die mense gekommunikeer? Via posduif. Of hulle het gery na iemand toe. Of hulle het via vir mense boodskappe gestuur om by iemand anders uit te kom. Nou, tannie het kinders wat oorsee is. Tannie stuur hulle boodskappe en dan lees hulle dit. Mense het slim geword. Ja? God se woord is ja en amen. Die woord van die Here sê in die laaste dae sal die ouers hulle kinders gehoorsaam wees. Amen, ouers? Amen, ja. Die woord van die Here sê in die laaste dae sal die geld niks meer werd wees nie. Dit sal op die straat lê. Wie het 10 sent sakgeld gekry toe hulle kinders was? Steek op jou hand. Ja. Jy kry nie eens meer 'n 10 sent nie. So wat ek vanaand vir jou sê is, maak reg, want die koms van die Here is naby. Jy het jare terug, 10 jaar terug, met R2000 het jy met 'n trolley vol uitgestap by Checkers. Nou, R2000, dan draai so in 2 hande. Geld beteken niks. Dis wat die woord van die Here sê. Hy sê in die laaste dae sal julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Dis oralste. Hy sê in die laaste dae sal daar pestsiektes kom. Weet jy wat? Daar's soveel pestsiektes. Die mense weet nie eens meer wat is siektes dit is nie. Ons was nou die dag met Meisen by die hospitaal gewees. Die hospitaal is vol, hulle wil hom opneem, maar die hospitaal is vol omdat die mense te siek is. Die woord van die Here is ja en amen. Dit is die waarheid. Hoor vir my vanaand, dit is die waarheid. God se woord is die waarheid en wanneer jy in die waarheid bly, sal jy nie onkant gevang word nie. So maak los van die wêreld en die mens en maak jou vas aan die genadetroon van Jesus. Amen. Kom ons staan saam.